Goeiemiddag en baie welkom hier so by die Go2Guys Studios. Hier so in die ateljee het ek meneer Rad en mevrou Haven gehad. Dit is nou personeellede asook skoolhoof van Hoërskool De Wilge hier in Potchefstroom met wie ek vandag gaan gesels spesifiek oor hierdie jaar se Eisteddfod wat gaan plaasvind. Nou daar's 'n baie interessante tema met hierdie jaar se, maar ons gaan nog baie gesels oor dit. Ek wil net eers begin by die skool self. Kan julle ons 'n bietjie meer vertel van Hoërskool De Wilge en waar julle is, wat julle als doen en so meer? Baie dankie vir die geleentheid in die eerste plek. Die skool is 'n spesiale skool, die Wilge. Ons sit daar aan die ooste kant van Potchefstroom, by die park. Dis 'n spesiale skool en dit is maar kinders wat verwys word na ons skool toe. Hulle het nooit daar 'n identiteit nie. Van die kinders wat sukkel in skool, dit is nou nie, hulle sê altyd ons skool is die dom skool, maar is nooit 'n dom skool nie. Dis ons kinders is 'n gewone kind. 'n kind wat al 'n potensiaal het in die lewe, maar hy word net meer gegun by die Wilge. Ons leer hom daar dissipline en selfvertroue. En hy ontwikkel dit daar. Baie kinders kom daar aan, hy kan niks doen nie. En op die ou ende gaan hy daar as 'n persoon uit om in die werklikheid in te gaan in die lewe. Ons leer hom om te ontwikkel, om verstandig te word op die ou ende. En dan is dit maar net ons het vaardigheidsskool, soos dit hulle sê skills development school. Ja. Ons het akademie, maar ons fokus maar meer op die skill. En dan het ons neem deel aan sport. Ons kinders neem aan alle sporte deel, van rugby, sokker, cricket. En dit is ons passie en dis ons kind se passie ook. En daar leer ons hom ook dissipline. Want as 'n kind in sport deelneem, leer hy dissipline en 'n reël respek op die ou ende. En ons het baie onderwysers wat saam staan en die kind in die lewe iets beteken, vir die kind iets beteken. Ja, en ek glo elke personeel wat saam in die skool is, dra dieselfde passie en liefde vir hierdie kinders, vir die toekomsvisie wat die skool wil oordra. Dit is wonderlik om te hoor. Ek self het toe ek op skool was, teen De Wilge, het ons rugby gespeel. Ja. So dit is eintlik so lekker om weer saam met julle te kan gesels. Ja, dit was eintlik eers die ou generaal Kok. Hulle noem dit die Kokkas. Okay. Dit was die ou Kokkas gewees. Ek het dit nooit besef. Ja, hy het begin in die aan die suidekant van Potchefstroom. Hulle sê 1965 of 55 het hy begin. Ja? 80 leerlinge en 2 in die skool. In die koshuis. Ons het koshuisleerlinge ook, ons huisves nou 150 koshuisleerlinge. Ja, dis 'n skool wat ook nou al lekker gegroei het. Ja, nee, hy het gegroei. Ons staan op 650 op die oomblik. En ek wil net vir julle sê wat almal nou luister, soos die rugby span is definitief nie een wat jy moet miskyk of onderskat nie. Al ons sporte. As ek nou so ek het nou 'n geleentheid op 'n kamera te sê, ons het hierdie jaar vir die eerste keer in die bestaan van die Wilge het ons die Inter gewen. Met al ons skole. Dit is baie goed. Ja, en dit is om iets om op trots te wees. Definitief. Ek dink volgende keer bietjie gaan kyk as hulle speel. Jy is welkom. Maar genoeg van sport, ons het nou Eisteddfod om oor te gesels. Nou hierdie is vanjaar host julle dit, as ek net die mooi Engels kan gebruik. Ja. En julle het Candyland gekies as julle tema. Nou ek het die poster sommer net vinnig hier langs my en ons gaan nog baie meer op ons socials met julle deel, so kyk uit daarvoor. Maar met die spesifieke Candyland tema, is daar 'n rede hoekom jy dit gekies het as die tema, as jy ons 'n bietjie kan lei daar? Ja, die Candyland tema is eintlik 'n tweedelige antwoord. Aan die een kant, as mens aan Eisteddfod dink, dit is 'n viering van musiek en van kuns en van optree en voordrag. En as jy dink aan Candyland, jy word meegevoer na 'n ander dimensie toe eintlik. So dis die een deel van die tema en dan die ander deel is as jy nou gaan dink aan 'n pakkie lekkers. Elke lekkertjie is verskillend. En net soos elke kind ook verskillend. Okay. So ons wil graag daai unieke eienskap van wat elke lekkertjie, elke kind het, tentoonstel. En so het ons toe nou op die Candyland tema gekom. Ja, dit klink nog ek hou van die verduideliking van die verskillende sweeties in 'n pakkie. Ja, elkeen is uniek, elkeen dra by en is spesiaal om dit nou op die einde van die dag iets buitengewoon te maak. Ja, okay, so wie neem almal deel aan hierdie jaar se Eisteddfod? Is dit net De Wilge leerders of is dit skole van ander dorpe ook of? Ons Eisteddfod is eintlik 'n baie groot kompetisie en hy gaan oor 2 provinsies. Okay. Skole van Gauteng en Noordwes, al die spesiale skole in Noordwes neem deel en daar gaan amper 2000
voete inkom daai dag by ons skool se hekke. Dis baie Dis vir ons 'n oorvoete. ongelooflike geleentheid om nie net ons skool nie, maar ook die hele omgewing, die hele provinsie se spesiale skoolkinders 'n geleentheid daai dag te gee om op die verhoog of in 'n groep of as individu uit te blink. So meer is 6 skole en Gauteng en Noordwes en dis regtig dis die grootste groep kinders van elke skool wat deelneem. Waar in die sportsoorte word daar spanne gekies en net daai spanne neem deel. Maar met die Ice State Fit is dit honderde kinders van die skole wat kom blootstelling kry daardie dag. Nou, daardie blootstelling wat hulle kry op daardie dag, nou dis baie mense skielik wat hulle nou sommer op daai dag nou gaan sien en ervaar, ook baie mense wat hulle gaan sien op die verhoog. Nou, natuurlik, as ek myself kan insluit, het ek 'n groot vrees gehad om mondelings te doen in die klas. Nou, dit was 'n klas saam maats wat jy ken en dit was om by 30 leerders. Julle gaan 'n saal vol sit met oë wat op hulle is op die verhoog. Ek hoop ek bang praat iemand bang nou nie. Maar hoe gaan julle hoe beraam julle om daai vrees wat hulle het te oorkom? Ons praat van sing, ons praat van dans en wat het julle gedink gaan is die beste manier om daai vrees te oorkom? Die mooiste deel van die Ice State Fit, ek is nou al 15 jaar deel daarvan, is die beplanning wat daarin gaan. Okay. Die beplanning is so noukeurig gedoen en die onderwysers is so betrokke. Hierdie kinders kry nie privaat afrigting nie. Hierdie kinders kry nie musiekafrigting nie. Hierdie musiekstukke en die voordrag en elke liedjie en elke musiek wat saam, alles word so noukeurig gedoen, sodat die kinders so gemaklik as moontlik kan wees. Okay. En om te weet, my onderwyser wat my afrig, is net so ingekoop soos ek. Die onderwysers oefen vir ure saam met die kinders en dit word regtig so beplan dat daar niks in daai kinders se pad staan nie. Dat hulle weer die voorbereiding is gedoen, hulle kan net inval en saam oefen. En ek dink dit vat baie van hulle angstigheid weg en dit maak dit ook lekker. Ja, nou en ek dink amper in 'n mate het jy my volgende vraag so al klaar inleidend geantwoord en dit was jy kry natuurlik ook na jou introverte en jou ekstroverte en miskien die handjievol in die middel en ek dink het julle al agtergekom of identifiseer wat 'n leerders baie meer ekstroverties sal wees by verhoog teenoor die wat weer introverties sal wees. Julle gesien daar's seker nou ook weer manier om dit te benader. Dis die wonderlike ding van kuns en optree en van taal en voordrag. Daar's iets vir elkeen. Okay, ja. En die skaamkind wat gewoonlik nie in die klas sal wil praat nie, het hierdie wonderlike talent om in 'n groep te dans. Of het hierdie musiektalent om te sing in 'n koor. En ek dink die inklusiwiteit, een van ons skool se algemene doelwitte is inklusiwiteit. En hierdie is 'n gelyke veld. Jy hoef nie hier vir 'n span gekies te word nie. Jy hoef nie voor te spring as 'n ander kind of vinniger te hardloop nie. Natuurlijk, Jouself, jou karakter is goed genoeg. Die veld is baie gelyk vir elke kind om deel te neem en die insette is soveel. So hulle kan net kom deel wees en net hulle talente daar tentoonstel vir almal. En as ons nou praat van talente of miskien selfs die kategorieë van wat alles gebeur, wat al sluit dit in? Ons het 'n verskeidenheid van kategorieë van voordrag, gedramatiseerde voordrag. Okay. Ons het baie groepe wat kom deelneem, tradisionele groepe, kontemporêre groepe. Die kore is groter groep kore, solos. Daar's tot revues wat kom deelneem. Dis groot. En dan natuurlik ons skool se uitstaan item is elke jaar die gumboots danse. Tradisionele gumboots danse. Ons kry amper elke jaar kry die groep die trofee, die algehele wenner trofee, maar die trofee is niks in vergelyking as om voor daai kinders te staan en dit te beleef nie. Ek dink ook 'n wonderlike ding van Ice State Fit is jy maak jou kultuur en jou agtergrond deel van jou performance, as ek nou die Engelse woord kan gebruik. En dit is net wonderlik om te sien. So ons Ice State Fit by die Ice State Fit is die gumboots 'n groot hoogtepunt. En dan is ons kore elke jaar 'n verrassing. Ek dink daar's niks soos 'n natuurlike stem wat net uit die hart uitkom nie. So die kore verbaas mense elke jaar. Ja, dis vir my so uniek om te dink dat daar soveel voorbereiding ingaan vir hierdie Ice State Fit wat nou gaan plaasvind. En ek dink dalk moet ons hierdie punt net aanspreek is wanneer gaan die Ice State Fit plaasvind terwyl ons nou so baie in diepte gesels. Ons Ice State Fit gebeur die 17de September. Okay. En die skool is klaar in rep en roer. Ons beplan eintlik al 'n hele jaar daaraan
van die hoof se kantoor waar besluite geneem moet word tot by die houtwerksentrum waar die dekor uitgesny word. Die kinders bak en brou, almal verf. Ons maak die skool mooi. So daar is so baie voorbereiding in. Die 17de September is om die draai, maar ons beplan eintlik al die hele jaar vir hierdie groot dag van ons skool. So ons het nou eintlik al klaar so 'n bietjie gehoor van al wat als gebeur nou agter die skerms, nou ons is die voorbereiding. Nou, miskien praat jy nou uit, maar dink jy dat van die onderwysers is miskien ook senuweeagtig vir hierdie groot dag? Definitief. Definitief. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Ja. Hierdie is van die kinders se geleentheid, 'n geleentheid wat hulle nog nooit gehad nie. So ons vat ons verantwoordelikheid en ons beplanning baie ernstig op, want dit is hulle oomblik, dis hulle dag. Ja. Ons wil nie hê die kinders moet enige iets tekort kom of voel hulle is onseker nie, so ons werk ekstra hard. En ons altyd senuwees, ons is baie senuweeagtig oor die dinge wat in plek moet val, maar ons het 'n sterk komitee, ons het 'n sterk gemeenskap en ons personeel is 'n baie goeie span wat hard saamwerk. Nou, ek miskien so 'n bietjie van 'n tong in die kies, maar dink jy mens kan die skoolhoof dalk so 'n bietjie oorreed om dalk so 'n opvoering te doen as 'n ysbreker net vir die iState? Weet jy, kan ek vir daai vraag antwoord? Ek het 'n spog altyd, ek gaan nou dit sê. Ek het baie talent. Ek kan sing ook, maar ek weet nie of die mense daarvan gaan hou nie. Maar ek sal dit kan doen. Ek het geen probleem nie. Ek het geen. Dis 'n lekker ysbreker daarvan. Dis lekker om by 'n skool te werk waar die hoof self inspring. Yes. Waar hy sal 'n verfkwas vat of hy sal skoonmaak of regskuif of hy sal kinders nader hark en sien. Ek meen 'n hoof met 40 jaar se ervaring kan sien as 'n kind senuweeagtig is. En hy maak dadelik die kinders kalm en so dis eintlik baie lekker om as 'n span te werk en nie elkeen in sy hoekie net iets mooi te maak nie. Ja. En dit is ons skool se lese ook, ons is lojaal. Lojaliteit is vir ons baie belangrik teenoor ons personeel en teenoor die kinders en teenoor 'n dag soos die 17de September. En ek sien 'n tema van uniekheid wat ook deurspeel wat sigbaar word. Nou ek weet my oupa het altyd gesê daar's niks so eerlik soos 'n bramaan bees op hitte nie. Ja. Nou wonder ek baie keer in dieselfde mate dat hoe eerlik is 'n leier wat op 'n verhoog staan wat 'n item doen ook nie, want eerlikheid in die sin van sy karakter. Jy kan uiteindelik sien daar's niks wat dit wegsteek nie. Alles wie die kind is, sy uniekheid, sy identiteit, sy kultuur word weerspieël so aan die gehoor. Ek dink dis wat dalk iState wat so uniek ook maak. Dit is verseker en daai broosheid om voor mense te wees, om jou karakter daar vir die mense te wys en jou talente te wys en nie te weet hoe gaan die mense reageer nie. En dis die mooi deel van uitvoerende kunste en ons wil graag hê die kinders moet dit beleef. Ons wil graag hê die kinders moet talente wat in ander omstandighede glad nie raak gesien word nie, gaan wys en dit vat baie commitment. Ons leer ook die kinders om toegewyd te werk. As ek nog nie daar is met my opvoering waar ek wil wees nie, dan moet ons harder oefen en meer tyd insit. En daai broosheid en daai van vooraf begin as iets nie werk nie, is ook 'n belangrike vaardigheid wat ons kinders moet aanleer. Yes. Nou, net om terug te kom op vanjaar se iState wat julle self hierdie jaar doen, is dit die eerste keer wat Wilge self dit ek wil amper sê host weer eens, as ek daai woord kan gebruik. iState weet ek is 'n paar keer al gedoen, maar is hierdie die eerste keer dat julle dit self doen? Ons werk in 'n rotasie op 'n rotasiebasis wat die skole maar besluit wie die volgende jaar aan. En hierdie iState, dit is ook nie iets wat van die staat se kant af kom nie. Hierdie is 'n inisiatief van die skole wat besluit het ons wil saam 'n kompetisie of 'n geleentheid stig vir die kinders om saam te werk en dit dan nou te doen. So dit is tussen die skole wat ons maar roteer, die skole wat bereid is om deel te neem. Daar het in die verlede al skole onttrek as gevolg van die ongelooflike onkoste. Ja. So dit is ook dan nou 'n ander kwessie nou maar vir ons, is die onkostes. En omdat dit hierdie jaar ons beurt is en omdat ons wil so graag betrokke wees in die gemeenskap. En ons het besluit ons wil graag die gemeenskap ook by hierdie dag betrek. Yes. Nou op daai en dis ons sal sommer ten slotte is hoe kan die breër gemeenskap in Potchefstroom besighede, ander skole selfs finansiëel ondersteun op
te wil gesaai het vir hierdie jaar? Hoe kan hulle betrokke raak? Hoe kan hulle finansiëel ondersteun? Kan hulle net deur 'n foon op te tel en 'n oproep te maak, is die e-pos 'n afspraak? Ja, dit is seker moeilik om te dink dis nou 'n skool kunskompetisie of wat gaan my besigheid nou kan doen of wat kan ek nou doen om te help. Maar ek dink mense onderskat hoe waardevol die kleinste bydrae is. Ja. Die kleinste bydrae kan maak dat 'n kind op 'n verhoog gaan staan wat nie voorheen sou kon nie. Die kleinste bydraes maak so 'n dag moontlik. So as jy deel is van 'n organisasie of 'n besigheidseienaar, enige iets wat mense kan doen, sal ons help. Al is dit iemand wat wil kennis kom skenk of iemand wat sê ek kan kom help verf of ek kan vir julle dalk 'n blik verf skenk Ekstra paar gambootse. ekstra paar gambootse, die kinders se uitrusting, rekwisiete, enige iets. En dan nou is ons ook baie afhanklik van borge en donasies. Ons wil ook graag dan daai mense daai dag deel maak van daai dag. Jy kan jou advertensiebord kom opsit. As jy iets borg, jy kan jou besigheid kom adverteer daai dag. Ons is 'n skool in die gemeenskap en deel van die gemeenskap en so wil ons graag almal betrek. In die gemeenskap vir die gemeenskap. Yes, verseker. En as julle nou die aand klaar is met al die vertonings, die skoolhoof het sy deeltjie gedoen. Hoe sal julle weet as hierdie aand 'n sukses was? As al die ligte af is, almal is huis toe, hoe gaan julle weet? Julle kan vanaand slaap. Al die onderwysers wat die voorbereiding gedoen het agter die skerms, die leerders wat senuweeagtig was, hoe sê julle weet dit was 'n sukses aan die einde van die aand? Kyk, vir onderwysers is 'n kind se glimlag altyd die beste antwoord. Okay. Maar vir iemand wat dalk nou nie elke dag met kinders werk nie en nie die glimlag as die groot maatstaf gebruik nie. Ek dink wat die kinders hier uitvat. Ons werk baie hard spesifiek by ons skool aan goed wat hulle soft skills noem. Okay. So goed soos hoe ek myself oordra. Ja. Hoe praat ek met ander? Hoe tree ek op in 'n groep? Hoe lyk my selfbeeld? Hoe bou ek aan my selfbeeld? En dit is wat ons kinders graag, ons wil hê ons moet ons kinders dit leer en hulle moet dit hier uitvat. So hulle gaan dit wat hulle daai dag tentoonstel, saam met hulle vat. Die res van hulle lewe. En dan nou natuurlik daai ervaring, daai storie om te vertel oor 10 jaar en sê mamma het op 'n groep in 'n groep deelgeneem of ek het op 'n verhoog voor 1000 mense gesit. Ja. So die stories en die glimlagte is seker die belangrikste. Yes. En daai selfvertroue wat die leerder gekry het, sal nooit weggevat kan word nie. Absoluut. Dis wonderlik om te hoor. Ons wens julle alle sterkte toe met die voorbereiding nog wat gaan plaasvind vir hierdie jaar se SAI State Fit by Hoërskool De Wilge op die 17de September. Vir elke besigheid of personeel of selfs net iemand in die publiek wat voel maar ek het iets om by te dra finansiëel of 'n boots of 2 of 'n verfblik, maak gerus kontak met die skool. Hulle gaan dit met oop arms ontvang en weer eens ons sien baie uit vir julle. Ek dink elke leerder sien nog seker 10 teen 1 uit. Dalk bietjie senuweeagtig, maar is ook opgewonde om hulle talent vir die wêreld te weerspieël daarso buite. Baie dankie vir julle. Baie dankie. Baie dankie. Waardeer. Sy.